Hier is die ding, ons praat so maklik oor die idee nie. Dink maar net self, hoe het jy hierdie jaar begin? Nuwe jaar, né? Nuwe begin. Ons praat van 'n nuwe reeks, maar hier is die realiteit wanneer ons praat oor nuut. Is dat ek en jy kan eintlik eers iets nuuts beleef wanneer dit werklik nie net ons gedagtes en ons denke vernuwe nie, maar ons realiteit word. En ek het so 'n bietjie die week gaan dink oor goed in my lewe wat nie en anders was. Daar kan jy aan 'n paar goeders dink. En in die begin is daar eintlik alles wat met my plaas of wat ek ervaar het, eintlik negatief. Nee, as ek dink net daaraan, is dit goed wat ontwrigtend was, is dit goed wat verlies veroorsaak het. Dis eintlik goed wat my gedwing het om aan te pas. Maar daar was oomblikke wat nie en anders nie bedreigend was, nee. Dit is eenvoudig radikaal anders. En daai oomblik in my lewe was toe ek met Erika getrou het. Nee. Ja. Skielik was alles nuut. En baie meer belangrik, dit was anders. Nee. Maar dit was nie net my omstandighede wat anders is, my verwysingsraamwerk moes geskuif het. Want ewe skielik gaan dit nie net oor my en hoe ek altyd geleef het nie, maar nou het ek nodig om te verstaan, wag 'n bietjie, hier's nou iets wat totaal en al aangegryp moet word. Nee, dit beteken ek het nodig gehad om iets te verlaat, om myself hier te kry waar ek dit kon aanvaar. Ek myself aan dit kon verbind. En dit is vir my interessant, wanneer Paulus met ons 'n gesprek voer oor die kerk, gebruik hy huwelik. Hy gebruik hierdie beeld vir my en jou, sodat ek en jy eintlik kan ontdek, wat werklik waar vir my en jou nodig is, om die skuif te kan maak. Nou in Efesiërs 5 begin hy met 'n gesprek, en dan sê hy, en ons sal nou daarby uitkom, dan sê hy, wees onderdanig aan mekaar oor Christus. Hierdie oor Christus is 'n kritiese gedeelte ten opsigte van om die res te verstaan. Dan kom hy in hierdie gesprek in om te sê, wat is die vrou se rol? En dan kom hy en hy sê, dis die man se rol om die vrou lief te hê. En dan sê hy, net soos Christus die kerk liefhet. En luister wat sê hy dan. Hy sê, om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind en hulle twee sal een wees. Hierdie geheimenis is groot, en ek sê dit met verwysing na Christus en die kerk. Laasweek het ons begin met hierdie gesprek, en ons sê dat in hierdie oomblik wat die evangelieskrywer Matteus hierdie getuienis aanmeld of skryf, praat hy van Maria wat by die graf aankom om natuurlik die liggaam van Jesus Christus te versorg. En wat kry hulle? Die graf is oop. Dis nie wat hulle verwag het, nie. En in 'n oomblik is daar iets nuuts en totaal anders te, want as Christus uit die dood uit opgestaan het, dan is alles wat hy gesê het waar, tot op daardie oomblik, alles wat hy gesê het. En dit beteken hier moet 'n nuwe realiteit gevorm word, want Christus wat dood was, die verwagting is ons kom by die graf, en wat gaan ons doen? Ons gaan nou dit behandel, sy liggaam behandel, ons gaan hom skuif na waar die graf werklik waar is, en hulle vind nie dit nie, inteendeel, hulle vind die opgestaande Jesus Christus, en die engel wat aankondig en sê, hy is nie hier nie, hy het opgestaan. En nou is die vraag nie, het daar iets niets gebeur nie, die vraag vir my en jou is, het ek en jou al regtig geskuif? Hierdie werklikheid wat in my en jou lewe moes plaasgevind het ons al geskuif. Want hoor gou, uit hierdie oomblik waar Jesus uit die dood uit opgestaan het, het nie net sy liggaamlik opgestaan nie, maar alles het verander. Dit het begin, die nuwe. En nou kom hy in Matteus 28:18 en hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Hoor net gou hier, dit is nie net bemoedigende woorde nie, ouens. Dis 'n koningsverklaring. Dis iemand wat vanaf 'n verwysing van gesag 'n verklaring maak om te sê alle mag is aan my gegee in die hemel
en op aarde. En interessant net, kom ek help jou gou. Daniël 2, vers 44, wat sien Daniël? Hy sê, in die tyd van daardie konings, sal die God van die hemel 'n koninkryk vestig, wat vir ewig nie vernietig sal word, of aan 'n ander volk oorgelaat sal word nie. Hierdie koninkryk sal al daardie ander verpletter, en tot in die einde bring, en dit sal standhou vir ewig. Nou, hier is die eerste ding waartoe mense hardloop, is om te sê die manier hoe hierdie koninkryk gaan oorneem, is deur wat te doen, om die ander te verpletter, en die gedagte wat in my en jou kop inkom, man, hier kom 'n groot oorlog, en dan gebeur hierdie, dat die God van hemel en aarde mens word, onder ons kom woon, 'n ander perspektief inneem, en op die einde van die dag, die manier hoe hy die koninkryke verpletter, is om te sterf aan die kruis. En nou kondig hierdie koning aan my is gegee alle mag, in die hemel en op die aarde. En hier kom 'n ander verwysing wat ek en jy moet verstaan. Hierdie heerskappy het nou nodig om alles anders te oorskadu. 'n Nuwe era het begin. En baie keer dink ons, okay, maar hier is nog. Maar nou moet ek en jy besef, geen van hierdie wat opstaan sal ooit weer daardie posisie kan inneem nie. Christus het daardie posisie ingeneem, en daarom is hierdie wêreld onder nuwe bestuur, new management. En op die einde van die dag het ek en jy nodig om te verstaan, gou, hoor hier sommer, waag, ons sien nie hierdie nuwe bestuur nie. Wat gaan dan aan? Ons het nodig om te besef wat God gekies het en hoe hy dit gaan vermag. En daarom sê Jesus die volgende vir my en jou: en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëindiging van tyd. Hier is die spanning wat in my en jou leef, is dat hierdie koning is teenwoordig in ons wêreld, hier waar ek en jy onsself bevind. Ons sien dit nie altyd nie, want wat sê geloof vir my en jou? Hebreërs 11 vers 1 sê, hier is die definisie van geloof. Geloof is 'n vaste vertroue in dinge wat ons hoop. Kan ek gou vir jou sê, wat jy hoop, sal jy begin leef. Maar anyway, dit is vir volgende week, net so vinnig iets hier daar ingooi. Maar hoor gou, vaste vertroue in dinge wat ons hoop. Die bewys van dinge wat ons nie sien nie. Die realiteit is, ek en jy kyk na hierdie wêreld en ons sien nog die gebrokenheid en ons sien die weerstand. Ons leef in hierdie spanning tussen dit wat nuut geword het en die volëinde van die nuutheid. Hierdie wêreld wat in sy totale verwysing nuut gaan wees. Maar hier is die ding wat ons moet besef is, daar is 'n vaste rigting aangekondig. En ek en jy sien hierdie vaste rigting en Jesus roep my en jou om nie net dit te glo nie, maar om dit te leef. En hier is die verskil, is dat baie keer glo ons dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Ons glo dat hy lewe, maar ons glo nie dat hy teenwoordig is nie. Ons begin dit nog nie uitleef nie. Hoekom? Want hier is 'n paar goed wat my en jou stoei. En eintlik Paulus help ons om 'n paar van hierdie goed in plek te plaas, sodat ons kan ontdek, ons het nodig om hierdie goeders te verstaan. Luister wat skryf hy vir ons in Kolossense. God het ons uit die mag van die duisternis gered. So kan jy gou vir jouself net hierdie sien. Daar was heerskappy, 'n mag oor jou lewe gewees. Maar wat het hy kom doen? Hy het jou kom red van hierdie mag. En wat het hy nou gedoen? Hy het jou verplaas. Jy was hier, maar jy is nie meer daar nie, jy is nou hier. Hy sê, na die koninkryk van sy geliefde seun, deur wie ons bevryding, die vergifnis van sonde ontvang het. En iets wat ek en jy moet besef is, hierdie is nie net 'n aankondiging van vergifnis nie, maar hierdie is 'n aankondiging van 'n nuwe realiteit. En dis wat ons moet verstaan, as hierdie nuwe realiteit vir my en jou deurbreek, die feit dat ons geskuif het oor wat God kom doen het deur sy seun Jesus Christus, dan besef ons, wag 'n bietjie, ek moet dus anders nou kyk na hierdie Jesus.
En dis waartoe hy hier gesprek van. Nou sê hy, die seun is die beeld van die onsigbare God. Hoe sien ek en jy God? Ons sien Jesus. Ons het dit laas jaar in Hebreërs 'n lang tyd deurgebring. Hy sê hy is die eersgeborene van wie? Van 'n nuwe familie. Hy is die eersgeborene. Hy is ons eerste boetie. Family, hy is die eerste. Right. Oor die hele skepping. So hy sê net die eerste van ons mens, hy is die eerste van die skepping. Van wat? Die nuwe skepping. Van wat nuut geword het, is hy die eerste van. Want deur hom het God alles geskep. Alles in die hemel en op die aarde. Die sigbare en die onsigbare. Mag dit vir jou vanoggend net iets van 'n realiteit word, dat ons leef met twee verwysings. Sigbaar, onsigbaar. Hemel, aarde. En hierdie twee goed beweeg eintlik in effek saam. Ons sien nie in die onsigbare nie. Hy het eintlik ons gehelp, hy het die sluier kom afval, sodat ons kan insien. In die onsigbare, 2 Korintiërs 3 vers 18, maar ons sal in Korinte daardeur gaan. Maar hier is die gedagte, dat ons moet verstaan, nou kondig hy aan, dit is koninklik, heerslike owerhede of gesagvoerders, alles is deur hom, en tot hom geskep, dat hierdie iets van God verkondig ten opsigte van sy heerskappy. Hy het voor alles bestaan, in hom hou alles tot stand. Hy is die hoof van die liggaam, die kerk. Hy is die oorsprong, die eersgeborene uit die dood, sodat hy in alles die eerste plek kon inneem. Kan ek jou net vinnig terugvat wat ek vir jou genoem het, wat in Efesiërs staan, wanneer Paulus skryf, hy sê, wees onderdanig aan mekaar oor Christus. Hoekom? Want hy behoort die eerste in alles van ons te wees. Hy sê, want God het dit goed gevind, om die hele volheid in hom te laat woon, en om deur hom alles, ja alles, op aarde, en in die hemel, sigbaar en onsigbaar, met homself te versoen. Dit wat gebreek was, dit wat weggeneem is, die heerlikheid van God, die opinie van dat hy dit versoen, deurdat hy vrede gebring het, deur sy bloed aan die kruis. En nou het ek en jy volle toegang tot hierdie onsienlike God, hoekom hy was en is in die volheid teenwoordig in Christus. Dit is God Immanuel met ons. Hy het mens geword en op die einde van die dag word Jesus my verwysing. As ek wil iets weet, dan is Jesus hierdie beeld. Hoor gou, sy woord bepaal nou wat waar is. Maar sien, as ek nog hier is, as ek nog in hierdie plek lewe van, daar is 'n ander heerskappy oor my, wat word waar in my lewe? Hierdie verwysing. Maar as hy koning is van my lewe, as hy die opgestane is, dan verander die perspektief, want hy het my geskuif van waar ek dood was, nou dat ek lewendig is. En nou het sy woord, want aan hom is gegee alle mag in die hemel en op die aarde, en sy woord het nou 'n verwysing. Hoor gou wat skryf Johannes vir ons, en hy help ons eintlik met hierdie beeld, en opsigte van die feit dat Christus sy lewe gegee het, die finale offer vir my en jou gegee het, en omdat Christus regverdig, of laat ons dit so stel, sy offer geregverdig verklaar is, daarom is hy geregverdig verklaar, gee hy my en jou die reg. Kan ek gou vir jou net sê, daar's niemand anderste wat jou die reg kan gee tot kindskap behalwe Christus nie. Hy sê dit, Johannes skryf dit, hy sê, en hier is die kruks van dit alles, hy sê, almal wat hom aanvaar het, okay, so jy sê, ek hoef nie eers reg te kom nie, nee, die eerste verwysing wat hy sê is, aanvaar hom as koning oor jou lewe, as die opgestaande Christus, as God, aanvaar hom as die eerste,
van alles. Aanvaar hom. En nou sê hy gee my en jou die reg tot kindskap. Niks anders te nie. Hoor gou, nie jou belydenis nie. Nie jou great, perfekte lewe as jy so een het nie. Alles doen ek reg. Nee, niks van hierdie goed nie. Christus alleenlik gee my die reg. Want hy het dit verkry vir my en jou. En nou leef ek met hierdie nuwe realiteit. Sy woord bepaal dus wat waar is. En sy lewe bepaal nou wat reg is. Want dis die ding is, ons leef baie keer met hierdie reg en verkeerd konsepte, né? Is dit nie? Dan weet ek nie, wat is ek nou nie? Is ek nou 'n kind van die Here of want ek het mos nou droog gemaak weer. Ek het nou alweer die hond geskop en ek weet nie wat alles nie. Ek het nie vir my vrou blomme gebring nie. Nou is ek weer in die dagboks. Al daai goed gebeur met my en jou en nou begin ek en jy twyfel. Maar hier is die feit. Christus se lewe bepaal wat reg is. As jy wil weet wat reg, dit beteken as jy na sy lewe gaan kyk, gaan jy agterkom hy bou almal op. Christus niemand afgebreek nie. As Christus in jou teenwoordigheid gekom het, dan het hy jou opgebou. Hy het weggeneem wat 'n valsheid oor jou lewe was en hy het waarheid gespreek oor jou lewe sodat jy nie dieselfde soos wat jy by hom gekom het daar wegstap nie. En dis die ding, sy liefde bepaal hoe ons leef. Want daar is geen groter liefde nie. God openbaar sy liefde deur Christus. En as Christus die beeld is van wie God is, dan is hierdie woord, Immanuel met ons, 'n realiteit vir ons. Hans God nie daar een kant nie, hy's teenwoordig, hy's met ons, hy het ons nie gelos nie, hy's by ons. Nie waar is God nie, hy is hier. Hy's teenwoordig. Maar hier is ons grootste probleem in ons samelewing, want ons lewe eenvoudig in 'n humanistiese verwysing, né? En as ek dit sê, dan sê ek dat die mens is sentraal in alles. So as jy na die lewe gaan kyk om ons, gaan dit oor 'n eksterne realiteit. Wat is my waarheid, dit wat ek beleef? So hier is die groot ding, so baie mense beleef die chaos daar buitekant. En wat skep dit vir hulle? Hopeloosheid. So hoe leef hulle? Met hopeloosheid. Hoekom? Want die eksterne realiteit sê vir my omstandighede begin vir my sê, wat is my identiteit? Ons lewe met 'n eksterne, dis waar ons was. En ons lewe in 'n sekulêre, kom ek help jou gou, ons lewe in 'n sekulêre samelewing. Moenie 'n fout maak om te dink dat ons land Christelik is nie. Ons sê daai woord, maar die bewys is dat ons sekulêr is, humanisties. En jy kan maar gaan kyk, wat beteken dit? Dit beteken die mense waarheid is altyd hoër as enigiets anderste. Omdat ek so voel, is dit my realiteit. En dit het impak op die manier hoe ek en jy op die einde van die dag leef. Want hier is die ding, is dat my waarheid word my maatstaf. My gevoelens bepaal my rigting. En my omstandighede vorm my identiteit. Mens in die middel, al die bemarking al buite kan jy kan gaan kyk, is mensgesentreerd. Jy gaan beter voel as jy die volgende doen. Jy gaan beter lyk. Wil jy gewig verloor? Drink hierdie. Luister gou. Jesus kom kondig nie 'n beter weergawe van dieselfde lewe aan nie. Hy kom verkondig 'n ewigheidsrealiteit. En nou moet ek en jy iets verstaan dat die probleem natuurlik, soos ek het geskets het, is die feit dat ons lewe met hierdie eksterne realiteit, ons hou vas nog aan hierdie goed. Ons omgewing sê vir ons hoe ons moet voel. Ons omgewing sê hoe ons moet optree. Ons omgewing sê hoe ons moet dink. Maar Christus kom en hy sê, hier is 'n ewigheidsrealiteit. Kom ek verplaas jou. Kom ek neem jou weg van hierdie doodsverwysing na koninkryksverwysing wat ewig is. Hierdie koninkryk wat ewig gaan staan. En nou wat gebeur is, ek het 'n nuwe realiteit waar Jesus koning is. Dis 'n ewigheidsrealiteit. Jesus is koning, dis ewig. En nou moet ek ontdek, wag 'n bietjie.
Hierdie Jesus wat 'n ewigheidsrealiteit in my lewe deponeer, van daardie verwysing hy moet eers in my lewe kom. En daarom het dit nodig om die skuif te kan maak. Jy sien, maar om die skuif te kan maak, moet ek iets los. Jy kan nie hier leef en hier nie, ouens. Jy gaan jouself doodmaak, ek sê jou vandag dit. Jy moet by 'n nuwe realiteit uitkom. Dit beteken nie, daar is nie 'n eksterne realiteit, dis nie wat ons sê nie. Ons sê, daar is 'n realiteit hoër as hierdie ene wat voor my staan. Want hierdie ene gaan tot 'n einde kom. En hierdie nuwe realiteit is waarin ek reeds myself bevind. Hierdie nuwe lewe is dit wat gaan wees. En ek en jy is die voorgangers van hierdie openbaarmakers van hoe lyk hierdie nuwe lewe. En dis hoekom ons moet skuif. En die skuif is, ek moet skuif van tydelik na ewig. Te veel van ons leef nog in die tydelike. Dink net hoe jou lewe huidiglik homself uitspeel. Ek bedoel, kom ons dink net gou daaroor, nee. Jy moet geld hê vir jou eendag, ou dag. Anders gaan jy nie kan aftree nie. Dis tydelik. Jy moet versekering hê, want wat as? En ek sê nie, moet nou nie dit doen nie, asseblief, moet nou nie gaan spaar nie, moet nou nie verseker wat ek sê nie. Ek sê net jou skuif moet plaasvind tussen hierdie plek van tydelik na 'n plek van ewigheid. God het 'n ewigheid kom aankondig. Oor net gou. En ek wil regtig hê jy moet in hierdie spasie kom om te verstaan dat die Bybel het nog nooit gepraat van hemel en hel nie. Dit was nog nooit die verwysing van die mense van oud nie. Dit was nog altyd lewe en dood, ouens. Jy kan in die Deuteronomium al gaan lees waar God kom sê, kies julle. Kies jy lewe en dood. Dis presies wat hy kom doen is. Hy sê ek kom gee vir jou lewe en dit in oor. Nou wat wil jy kies? Wil jy dood bly? Wil jy in hierdie plek waar jy jouself bevind, waar alles teen my is en alles is alles, of wil jy by 'n plek kom waar dit ewig is, God vir my, God teenwoordig, God met my. Hy is my krag, hy is my sterkte, hy is vir my, nie teen my nie. Alles sal uitwerk soos God wil, want sy woord is waarheid. Niks, ek leef vanuit 'n ewigheidsperspektief, Christus sentries. Hy het alles gemaak, alles hoe ek kyk. Daarom is dit ewig. Want sy woord, hoor, kan nooit verander nie. Hy sê, as dit uitgaan, sal dit vermag waarvoor dit bestem was. Kyk gou wat hierdie is nie net wat ek glo nie, hierdie is wat ek en jy moet leef. En daarom moet ons skuif van self in die middel na Christus op die troon. Want jy sien, hier is so, sal ek sê, 'n acid test, nee. As jy so 'n bietjie van 'n suurtjie kry as ek nou daaroor praat, jy weet, so my oomblik. Ek wil jou help, dit gaan nie oor jou nie. Maar dis hoe ons nog leef. Ek is daarna gekom. Ek is ingedoen. Ek. En waar ek ontdek wat Christus gedoen het, verander my perspektief, dat hy nou hy kom sit op my troon. Hy kom sit op daai plek, waar ek moes gewees het. En hy kom help my. Want hy het 'n plan. Hier is die uitkoms. En hy gee dit vir ons. En ek kan hom glo, want hy het opgestaan uit die dood uit. En dis hoekom wat Jesus sê is waar. En daarom as hy sê, ek is vir jou en ek is met jou, dan beteken dit hy sê, dit is nie 'n gevoelsding nie. Dis nie 'n ervaringsding nie, dit is 'n realiteit. Onthou nou net gou-gou. Gevoel is 'n baie bedrieglike ding, dis ekstern. Ewigheid sê ek glo, hierdie word my realiteit, ouens. En op die einde van die dag, luister, dan verander my waarheid na sy waarheid. Dit begin my lewe beïnvloed. Hierdie is die verwysing, want Jesus bepaal op die einde van die dag wie ek is. Is iemand anders te nie?
Dis nie 'n goeie gedagte vir my ouers nie. Jesus bepaal wie ek is. Want hy het my die reg gegee om kind van God te wees. En wie is daar anderste wat daaroor kan stoei en stry? As hy vir my sê, as ek hom aanvaar het, as ek hom erken is die koning oor my lewe, as ek hom erken is my verlosser, my redder, as ek hom erken as die een wat opgestaan het uit die dood uit, wat my lewe kom, dan gee hy my die reg. Dan het ek 'n toegangskaartjie. Hulle kan my nie stop om by die koning uit te kom nie. Luister gou. Hulle kan jou nie stop om by die koning uit te kom nie. Want hy's nie net koning nie, maar hy's my pa. En jy kan my nie stop nie, maak nie saak wie jy is nie, ek het volle toegang oor wie? Oor Christus. En hy het dit gesê, daarom as ek by daai deur kom, dan sê ek het toegang. Hoekom? Hey, luister, hier is die stamp, hy het my gemerk. Hulle kan dit sommer van ver af sien, wag 'n bietjie. Nee, hierdie is een van ons, laat jy inkom, kom in buddy, yes, jy het volle toegang tot die koning. Hier is die ding is dan, en ek en jy moet verstaan is, hier het hy besluit, hy sê vir my aan watter familie ek deel is. Jy sien, baie word nog groot met hierdie gedagte, tog my familie, hulle was arm, hulle was gebroken, nou is ek ook so. Baie ander word groot met 'n ander verwysing weer, dat hulle familie ryk is, of wat ook. Ons word met hierdie, nee, God bepaal in wat se familie ek is. Ek is deel van die nuwe familie wat God, en hy is die eersgeborene, ek is ingebring in hierdie spasie, ek is deel van die koninkryk. Ouens, ek het 'n ander identiteit in Christus as in die wêreld, maar ek moet laat gaan van die ou, om my te verbind aan die nuwe. Ek moet hierdie myne maak. Hierdie is my lewe. Hierdie definieer my. Hierdie sê waarvan ek deel is. En hierdie sê hoe ek leef. En hierdie eklesia, die uitgeroepenes, die wat ja gesê het vir Jesus, die wat hom erken. Want dis maar eintlik al waar dit gaan. Dis hulle wat dit erken het. Dis hoekom ons op 'n Sondag by mekaar kom. Want ons sê ons erken Jesus Christus as ons Here. Ons kom bietjie saam, en ons journey saam, ons kuier saam. En ons help mekaar, ons bou mekaar op. Hierdie eklesia het 'n nuwe kultuur. En hierdie kultuur is liefde. En liefde is soos 'n tas. Jy kan hom ronddra, maar as jy hom nie oopmaak nie, gaan jy nie die binnekant verstaan. Want jy sien, ons gebruik baie keer die woord liefde, somme maar net. Hoeveel keer het jy al gehoor, ek het jou lief? Dan loop iets skeef. En daai liefde by die deur ook uitgeloop. Nou hier is die amazingste ding. Jesus kom gee my en jou 'n nuwe gebod. Hy sê, soos hy ons lief gehad het. So met ons mekaar lief hê. Luister gou. Toe hy by die kruis kom, het hy nie omgedraai nie. Hy het nie gesê, oei, nee, God, daai Abri, hy gaan nie daar op die kruis hang vir die man nie. Hy het nie opgedraai nie. Nee, tog, Carla, Nee, ek gaan nie dit doen nie. By the way, dis my dogter, dis hoekom ek haar naam kan gebruik, nie in die storie. Maar hier is die ding, die boodskap is die koninkryk, ouens. Maar die metode is God se liefde. En hierdie tas wat ek en jy dra, hierdie liefde is nie oppervlakkig nie. En is ook nie sentimenteel nie. Jy het nie meer waarde as iemand anders toe, of iemand anders te meer waarde, dit is nie sentimenteel nie. Jy weet mos hoe werk sentiment. Party mense heg mos baie goed aan daai. As jy in hulle huis kom, en hulle sulke kaste vol van die goed. Sentiment. Ons gaan dit eendag vir hulle gee, en dan dink ek, eendag is ons in 'n nuwe verwysing, nee, alles het nuut geword. Ek weet nie of jy al gesien het, daar's nuwe tekkies, hou jy tekkies, daai ou weet nie eens wat se tekkies daai goed is nie. Daai Chino, gee hom nou weg man, moet hom nie hou nie. Ons doen sulke goed.
Party van ons het nog daai rapport wat jy gekry het in jou graad 10 jaar. Ek weet nie of jy wil huil of brag oor hom, ek is nie idee nie, maar God is nie sentimenteel nie, ouens. Maar hier is die ding van sy liefde, dit is nie gemaklik nie. Want jy sien, sy liefde ruk jou uit jou gemaksone. Want jy sien, sy liefde is genadig en dit bring jou naby aan hom, dit bring jou in 'n plek van aanvaarding, maar hier is die ding, sy waarheid, wat hy praat, dit los nie net soos jy is nie. Hy gaan nie net verby nie, hy stop by jou. Hy wil vir jou sê wie jy werklik waar is in hom. Hy staan by jou en hy wag sodat jy kan inneem. En daarom, hier is die ding, geregtigheid beteken ek en jy neem verantwoordelik, want hier is Jesus, hy het verantwoordelikheid geneem. Toe God aangekondig het, so lief het ek hierdie wêreld, het hy nie apaties gestaan nie, maar hy het, hoor gehou, hy het self gekom. Want so lief het hy my en jou, dat hy verantwoordelikheid, jy sê, ek dink baie keer in ons eie lewens, sê ons hierdie woordjie baie maklik, maar die dag toe ek trou, toe ek vir haar sê, ek het jou lief, toe moet ek verantwoordelikheid vat. Dis nie net 'n ring aan die vinger nie. En hierdie is nie perfeksionisme nie, ouens, hierdie is ontdekking, groei, hierdie is 'n journey, hierdie is by 'n plek te kom om te verstaan, Jesus is my koning, en daarom het ek nodig om vanuit daardie plek te leef, dis sy liefde, wat hy wil openbaar in ons samelewing. Dis sy liefde wat sy grootheid openbaar. Dis die manier hoe ons dit saam doen. En hierdie een kan nie sonder die ander, en dit kan nie net genade wees, dit kan nie net waarheid wees, dit kan nie net geregtigheid wees nie. Daar's nie 'n keuse tussen hulle nie. Hierdie is 'n geïntegreerde manier van leef. En daarom as Jesus werklik waar koning is van my en jou lewe, dan kan ek en jy nie meer langer leef volgens die wêreldse realiteit nie. Kan ek jou gou net weer terugbring in die storie. Marielle kom by die graf, die engel sê, hy is nie meer hier nie, gaan na die disippels, hy het met julle hieroor gepraat. Wie kom hulle tegemoet? Onverwags lees ons, onverwags. Kom die koning van alle konings hulle tegemoet. En hier's die respons, hulle gryp sy voete en aanbid hom. Kan ek gou vir jou sê, aanbidding is nie waar ons liedjies sing met ons hande in die lug nie. Aanbidding is wanneer ons leef volgens 'n nuwe realiteit. Jou aanbidding vertel wie is die koning van jou lewe. Jy kan nog goed aanbid, dis die koning oor jou lewe. Jy kan geld aanbid, dis die koning oor jou lewe. Dit sal wys deur wat jy daarmee doen. Dis aanbidding. En wanneer ek en jy ontdek hier's 'n nuwe realiteit, dan gryp ons Jesus se voete aan en ons aanbid hom met ons lewens. Hoekom? Want hy het vir my gesterf. Hy het my sondes vergewe. Hy het my vernuwe. Ek is 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het agtergebly. Dit is weg. Ek skuif eenvoudig in hierdie nuwe plek in, laat die eksterne realiteit nie meer mag oor my lewe het nie, maar ek leef vanuit 'n ewigheidsperspektief. Die koning is koning van my lewe, en daarom kom ek by 'n plek om te sê, sy woord is my waarheid. En hoor gegaan, as God vir my en jou sê, kyk, ek maak alles nuut, kan ons dit raak sien? Mag dit my werklikheid word, my realiteit word. Dat God besig is om alles nuut te maak. Dit begin by my en jou, my manier van denke, my manier van leef. Hier is die ding, sy familie is my tuiste. Dis die mooi gedeelte waar Paulus in Efesiërs kom en sê, hy is 'n groot geheimenis daarvan. Ek weet nie van jou nie, maar die eerste oomblik toe ek tot geloof gekom het, wat het ek gesoek? Die family. Dis soos daai oomblik toe Adam uit sy besluimernis uitkom, nê.
En God Eva uit sy rib gemaak het. Weet jy wat sê hy? Been van my been, vlees van my vlees. Wow, sy's mooi. En dis hoe die kerk is. Dis hoe ek wat nuutgebore is, by daai plek om te sê, wow, sy's mooi. Luister, daar's baie foute in die kerk. Glo my, daar's baie foute in my lewe en Titi en my vrou sin ook. Sy sal dit nie erken nie. Maar hier is die gedagte. Maar hier is die gedagte, luister, die oomblik wanneer ek en jy tot hierdie realiteit kom, dan is sy liggaam beautiful. Dis wanneer ons by mekaar, want dis wat liefde doen, dis beautiful. As ek na jou kyk, dan sien ek die straling van God uit jou. Hoekom? Because it's beautiful. En nou het ons 'n nuwe manier van lief hê. Want dis hoe ons God openbaar in hierdie wêreld, nuut en anders. En nuut en anders word 'n realiteit wanneer ek en jy nie meer reageer op die wêreld nie. Maar ons begin leef vanuit die koninkryk. Dis aanbidding. En jy sien, wanneer ek vanuit hierdie realiteit begin leef, kan ek nie meer my eie waarheid definieer nie. Want hy het dit vir my kom gee. En mag hierdie jaar vir jou 'n jaar wees, dat hierdie verwysing in jou lewe vasgemaak word. Dat jy gaan skuif. Dat jy skuif van hierdie eksterne realiteit wat ons so wil domineer na ewigheidsrealiteit. Nie omdat ek harder probeer nie, maar omdat God het vermag het deur sy seun Christus. Hy self het my en jou kom skuif. Mag jy uitstap vandag met sy woorde in jou hart. Sy voete, voetspore, voetstappe as jou tempo. Mag jy uitstap vandag om te weet, jy is geliefd. En hy sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie. Kom ons bid saam. Ja, nou is soms 'n diep oomblik net wanneer ons besef en tot besef kom. Om met die kom in die sluier so 'n bietjie van ons oë aftrek. Sodat daar absolute vryheid in ons lewe kan plaasvind. En Here, niks wat U vir ons kom sê, praat van perfeksionisme nie. Dit praat van ontdekking en ontwikkeling en groei. En mag dit ons motiveer om dieper in te kyk in U gesig, in U beeld. Om onsself te kan ontdek, maar ook die nuutsheid en andersheid van hoe U wil regeer en gaan regeer. En is besig om te regeer. Deur die liefde. En ek wil jou vanoggend aanmoedig, dalk het jy nog nie geskuif nie. Wil ek jou vra, wil jy nie hierdie as jou realiteit aanvaar nie? En dit beteken nie ons erken nie 'n eksterne realiteit nie, maar dit beteken dat ek in hierdie ewigheidsperspektief vashou, want dis onveranderlik. Dis onbeweeglik. Dit staan vas. Al ruk en skud hierdie wêreld, God se plan staan vas. Sy opinie is vasgeskryf. Dit kan nie verander nie. Dit sal nooit beweeg nie, want hy het gesê.
my woord sal nooit vergaan nie. En omdat Jesus my koning is, my nuwe realiteit, glo ek nie net dit nie, ek begin dit leef. En al wat hy sê is, aanvaar dit. Maak die skuif. Laat gaan van die ou goed, gryp die nuwe. En hy het ons nie net gelos nie, hy het sy gees gestuur, en Heilige Gees, dankie dat u vanoggend ons elkeen bemoedig, maar dat u tog ons help ook om te kan sien, die waarheid te kan herken, want die waarheid sal my vry maak. Dankie dat u ons nie net los soos wat ons is nie. Nee, Here, u liefde help ons om te word wat u ons bestem het, dat ons dit sal aangryp. Here, en dat ons woorde dit sal wees wat in ons harte leef, dat ons sal begin bely, dat u koning is oor ons lewe. En ons sal vashou in die feit dat u opgestaan het uit die dood uit. En omdat u opgestaan het uit die dood uit, is elke woord wat u sê waar. Dit is ja en amen. En ek bid dit vir ons elkeen. En miskien het jy dit nog nie aanvaar as jou realiteit nie, wil ek jou vra, wil jy nie vanoggend net dit in jou hart saam met my bid nie. Dalk wil jy dit hardop doen en dit is ook oké. Maar Here, dat ek vanoggend voor u staan en ek bely dat u koning is oor my lewe. Dat u heerskappy kom neem het, dat u my kom verander het, dat u my kom wegneem het onder dood en kom skuif het in die koninkryk. En ek glo vandag in my hart dat u opgestaan het uit die dood, en daarom is u woord wat bevestig wie ek is. Dis u woord wat u gespreek het, wat my verander. U het gekies om my deel te maak van 'n familie op missie. En Here, ek gryp die manier van lewe aan. Hierdie kultuur van liefde. In Jesus naam. Amen.